Ons gaan vanoggend voort met ons reeksprediking vanuit die Heidelbergse Katekismus en ons gaan by Sondag 9 stil staan en ons gaan uit die Here se woord gaan ons lees uit Romeine 8. Romeine 8 van vers 1 tot 17 gaan ons saam lees en ons gaan ons in die besonder bepaal by vers 12 tot 17 van daardie gedeelte. Kom ons luister dan nou eers na die Here se stem vanuit Romeine 8 van vers 1 af. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees nie, om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ons lees tot sover en dan vanuit ons belydenis Sondag 9. Wat glo jy as jy sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde? En dan die antwoord, ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus, wat die hemel en aarde met alles wat daarin is uit niks geskep het, deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer, terwille van sy Seun Christus, my God en Vader is. Op hom vertrou ek, sodat ek nie daaraan twyfel dat hy my met alles wat vir liggaam en siel nodig is sal versorg nie. Hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan, en ook as 'n getroue Vader wil doen. Tot sover uit ons belydenis. Ons luister net weer uit Romeine 8 na vers 15, waarop ons in die besonder gaan fokus. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader.
Geliefde gemeente, die apostel Johannes kom in sy eerste brief tot 'n vreugdevolle uitroep. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Kyk, die Vader se liefde, kyk en sien hoe ons daarin deel. Ons kan sy kinders genoem word, want dit is wie ons is, God se kinders. So beskryf Johannes ons verhouding met God. Maar in ons belydenis hoor ons hoe daardie selfde verhouding net andersom beskryf word. Johannes laat die klem val op die feit dat ons kinders is. Ons belydenis laat die klem val op die feit dat God ons Vader is. Jy sal onthou ons tot op hierdie punt in ons belydenis gevorder het. Die belydenis verklaar duidelik vanuit die woord dat die enigste pad uit ons sonde ellende in Jesus Christus te finde is. En 'n mens kan net aan Christus deel kry deur 'n ware lewende geloof, op geen ander manier nie. Wanneer ons dit dan leer, dan is dit heel logies om te vra, wat is dan 'n ware geloof? Waaruit bestaan dit? En ons het nou al telkens gehoor, dit bestaan uit kennis van die Here, aanvaarding van sy woord en vertroue dat dit vir jou waar is. Maar die kennis van die Here is uiteraard dan geloof se inhoud. Geloof het inhoud, dit is nie leeg nie, dit is nie lukraak nie. En die inhoud is God se openbaring van homself. In die 12 artikels so het ons nou al gehoor van die hoofsom van dit wat God se woord oor hom openbaar vir ons saam. En daarom neem ons nou in die belydenis die 12 artikels stuk vir stuk in behandeling. In die eerste artikel het ons reeds vanoggend gehoor en bely, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Wanneer ons as Christene moet sê wat ons glo, dan is dit die vertrekpunt, dis die eerste ding wat ons sê. Maar dink 'n bietjie broer en suster, wat sal jy sê as iemand jou vra, wat bedoel jy daarmee? Hoe sal jy dit antwoord? Baie keer as ons moet praat oor God die Vader, dan begin ons dadelik met die dinge wat die Vader gedoen het en die dinge wat hy nog steeds doen. Baie keer begin gelowiges dadelik om oor die skepping te praat. Ons wil dalk sommer dadelik begin houe uitdeel na die evolusieteorie toe, of ons wil begin praat oor die ouderdom van die aarde, of andersins wil ons dalk mooi getuig van die Vader se versorging, die besondere wyse waarop hy in ons behoeftes voorsien. En dit is alles goed en wel, dit hou verband met God die Vader, maar let op broer en suster, dis nie waar ons belydenis in antwoord 26 begin nie. Trouwens, die sake wat ons so pas genoem het, kom eers aan die orde in Sondag 10 van ons belydenis. Nee, ons belydenis begin nie by wat die Vader doen nie, maar by wie die Vader is, by wie die Vader vir ons is, by wie die Vader vir ons in Christus geword het. Hoe wonderlik is dit nie? Voor ons kom by dit wat die Vader alles doen, maak ons net eers die punt dat hy ter wille van sy Seun Jesus Christus ons Vader is. Ons sal immers nie wat hy doen reg kan verstaan as ons nie eers verstaan en oordink wie hy is nie, hoe hy in sy verbondsverhouding teenoor ons staan nie. Nou maak die apostel Paulus dit in ons skrifgedeelte duidelik dat die Heilige Gees wat die geloof in ons werk, ons ook lei om God as Vader te ken. Hy lei ons nie om slawe van die vlees, van ons gefalle aard te wees nie. Ons hoor in vers 12 van ons skrifgedeelte, daarom dan broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Paulus maak dit in die voorafgaande gedeelte duidelik dat daar geen veroordeling is vir elkeen wat in Jesus ingeplant is nie. As die Heilige Gees jou deur die geloof aan Christus verbind het, dan kan niemand regtens beskuldigings teen jou voor God inbring nie. Jy is regverdig voor hom.
Maar dit beteken nie jy is nou vry om sonde te doen nie. Dit beteken wel jy is vry om nie meer sonde te doen nie. Dit is wat ware vryheid is. Ons moet vir Christus in die geloof omhels, nie net vir ons regverdigmaking nie, maar ook vir ons heiligmaking. Daarvoor het God hom ook gegee. En nou maak Paulus duidelik, ons is daarom nie skuldenaars van die vlees nie. Ons sou dit ook so kon sê, ons is nie dienspligtig ten opsigte van die vlees nie. En vlees beteken hier nie bloot liggaam nie, dit gaan hier oor ons verdorwe aard. Ons moenie aan ons verdorwe natuur gehoorsaam wees nie, want ons is nie daarteenoor dienspligtig nie. Trouwens, diensplig aan die vlees, gehoorsaamheid aan die vlees sal lei tot die ewige dood. Ons hoor in vers 13 van ons skrifgedeelte, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Die gehoorsaamheid aan ons verdorwe natuur lei alleen maar tot die dood, dit sal lei tot die ewige dood. In plaas van om deur die werke van die vlees dan die ewige dood te sterf, moet ons as lewende mense doodmaak. Die lewe van 'n Christen is 'n lewe van geweld, van geestelike geweld. Deur die werking van die Heilige Gees moet ons die praktyke van die liggaam doodmaak. Dit beteken, ons moet die sondige dinge wat gewoonlik deur ons liggame uitgevoer word, doodmaak, ons moet dit keel afsny. Indien ons dit doen, dan is ons gemerk as seuns van God. Hoor weer vers 14 van ons skrifgedeelte. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Om stryd te voer teen die vlees is iets wat onder die aanvoering van die Heilige Gees gebeur. Hy lei ons om met geestelike geweld ons sondes dood te maak. En hieruit raak twee sake dan vir ons duidelik. Hulle wat nie deur die Gees van God gelei word nie, is in die eerste plek nie kinders van God nie. Elke gelowige het die Heilige Gees se leiding. As daar dus geen stryd teen die sonde by jou is nie, dan is jy nie 'n ware gelowige nie. Alle kinders van God het die Heilige Gees en daarom voer alle kinders van die Here stryd, oorlog teen hulle vlees. Maar in die tweede plek leer ons hier dat ons strydvoering dan ons ware identiteit na vore bring. Uit ons stryd teen die sonde raak dit duidelik dat ons wel God se kinders is. Dis die bewys van ons kindskap. Eintlik staan daar in die Grieks dat almal wat deur die Gees gelei word, seuns van God is. En dit is besonders, broer en suster, die begrip seuns van God is in die Bybel 'n eretitel. Dis nie sommer enige iemand wat dit genoem word nie. In die Ou Testament word die titel gebruik in verband met die volk van die Here se status. Ons hoor in Hosea 11 vers 1 dat die Here sê, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad en uit Egipte het ek my seun geroep. As die Here van Israel praat as sy seun, dan hou dit baie nou verband met sy liefde, maar ook met die besondere uitverkiesing en roeping van die Ou Testamentiese kerk. Die Here het hulle uit Egipte geroep as sy seun, as die volk van wie hy die Vader is. Die kerk het die status van seunskap gehad. En hierdie status het die Here dan ook in die besonder aan koning Dawid en sy nageslag toegeken. Hy het beloof dat Dawid se nakomeling hierdie status by die Here sal geniet. God sal hulle soos seuns hanteer. En hulle sal hom as hulle Vader mag aanroep. Ons hoor die belofte in Psalm 89. Hy is dit wat my sal noem, U is my Vader, my God, en die rots van my heil. Ja, ek sal hom 'n eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Die Here het die koningsgeslag van Dawid die status van seuns gegee.
en hulle mag die Here as Vader aanroep, en dan mag hulle van hom alles verwag wat 'n mens van 'n volkome hemelse Vader kan en mag verwag. Maar broer en suster, ons hoor sommer in hierdie woorde reeds die profesie van Christus. Hy is die eerstgeborene wat die Here as nakomeling van Dawid tot koning van die konings gestel het. Hy regeer aan die Vader se regterhand, maar hy is in werklikheid ook van ewigheid af God se seun. Van ewigheid af is die Vader gewees. Hy was die Vader van die Seun. Dis die Seun wat vlees geword het ter wille daarvan dat ons sy Vader ook as ons Vader mag ken. Hy was die een wat met reg die Here as Vader kon aanroep. En toe die Heilige Gees op hom neergedaal het by sy doop, het die Vader verklaar, dit is my geliefde Seun, in wie ek 'n welbehae het. En daardie selfde Gees wat Christus ontvang het, omdat hy waardig is daarvoor, woon in elkeen van ons wat seuns van God is. Daarom hoor ons in vers 15 van ons skrifgedeelte, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Onthou nou, Paulus se punt is dat hulle wat gelei deur die Gees teen die sondige vlees stry, seuns van God is, en nou motiveer hy daai stelling. Die Gees van Christus, die owerste oor die konings van die aarde, is nie 'n gees van slawerny nie. Hy lei jou nie om nog 'n slaaf van die sonde te wees nie, hy lei jou ook nie om deur die wet in slawerny en vrees gehou te word nie. As jy probeer verdien om God se kind te wees deur wetsonderhouding, dan hou die sonde jou nog gevange. Jy bly 'n slaaf, omdat jy jouself nie kan bevry van die greep wat die sonde op jou het nie. Maar as jy die Gees van die opgestane Here Jesus het, dan wil jy nie die Here se wet uit vrees gehoorsaam nie. Jy wil God gehoorsaam omdat hy jou nuut gemaak het, omdat hy jou verander het. Jy wil hom gehoorsaam as 'n seun, nie as 'n slaaf nie. En daarom noem Paulus die Heilige Gees die Gees van aanneming tot seuns. Die Gees wat in Christus woon, kom woon in ons, en sodoende neem God ons aan as sy seuns. Hy bedeel ons met daardie heerlike eretitel. Ons is seuns, en ons kan maar sê dogters ook van die Erekoning. Daarom durf ons nie die sonde slaafs navolg nie, en daarom durf ons ook nie die wet as slawe gehoorsaam nie. Die Gees lei ons nie daartoe nie. Het is baie belangrik om dit ter harte te neem, broer en suster. Baie keer doen mense dinge wat duidelik volgens die Here se woord verkeerd is, en wil dan meen dat hulle dit wel in navolging van die Heilige Gees doen. Maar dit is onmoontlik, want die Heilige Gees maak nie van jou 'n slaaf nie. Hy maak van jou 'n seun wat die Here met vrymoedigheid aanroep as Abba, Vader. Paulus gebruik hier 'n Arameese en Griekse woord langs mekaar, en beide woorde beteken Vader. En hy gebruik waarskynlik die Arameese woord omdat dit in die vroeë kerk 'n bekende aanspreekvorm vir God was. Jesus het ook immers in Aramees opgetree en Aramees gepraat. En die Joodse gelowiges in die tyd sou ook bekend wees met die term Abba. Maar die klem van die apostel is egter dat gelowiges die Here aanroep, of hulle nou alleen is en of hulle saam is, as hulle Vader. Hulle is aangeneem as sy seuns, hulle ken hom met 'n innige liefde. Hulle is volledig afhanklik van die Vader se liefde en sorg, maar hulle kan dit ook met vertroue van hom verwag. Hulle kan hom met vrymoedigheid aanroep. So leer die Heilige Gees ons, so lei hy ons om met God om te gaan, as kinders met ons liefdevolle Vader. Dit is wie hy vir ons in Christus geword het. God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Sonder die Gees wat jou lei, het jy nie aan Christus deel nie, en dan is
God nie jou Vader nie, maar alleen maar 'n regter. En dit is rede tot vrees. Wie kan tog voor sy geregtigheid stand hou? Watter sondaar kan bestaan in sy oordeel? Inderdaad, niemand nie, selfs nie een nie. Sonder Christus se volkome geregtigheid is God nie jou Vader nie, maar jou vyand, en voor hom sal geen opstand kan bly bestaan nie. Vertrou daarom op Christus se geregtigheid, want sy geregtigheid is volkome. Daar is geen smet of rimpel van die sonde aan hom nie, en sy offer is vir jou genoeg. Hy het dit gebring in volkome gehoorsaamheid aan God se eis. Alleen daardie offer is genoeg om jou sondes voor God te bedek. As jy dit van harte glo, dan kan en dan moet jy die Here aanroep as jou Vader. Dan sal jy ook van harte kan bely, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo hy is dit vir my, in my guns, ter wille van Christus. Maar dan lei die Gees ons verder om ook met sekerheid te glo. Ons hoor, hy oortuig jou, jy is 'n kind in God se huisgesin. Hoor weer vers 16 van ons skrifgedeelte. Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die Heilige Gees getuig innerlik teenoor ons dat ons wel die Here se kinders is. Wanneer die omstandighede jou neerdruk, dan getuig die Gees dat jy die Here se kind is. Hy wat bo oor alles steeds regeer, is jou Vader. Jy behoort aan hom wat alles wat in hierdie jammerdal op jou pad kom, tot jou beswil sal beskik. Ons hoor in Romeine 8 vers 28 ook, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Wanneer jou sonde maak dat jou gewete rusteloos is, dan getuig die Heilige Gees ook in jou dat jy God se kind is. Hy werk geloofsekerheid. Maar nou is dit opmerklik, broer en suster, Paulus gebruik hier 'n ander woord vir kinders as die vorige 2 kere in ons skrifgedeelte. Waar hy eers genoem het dat God ons aangeneem het tot seuns, gebruik hy nou 'n woord wat die klem sterker laat val op die feit dat ons kinders in God se huisgesin is. Die feit dat ons seuns is, het betrekking tot ons status voor die Vader. Ons is in sy eniggebore seun, Jesus Christus, ingeplant. Daardeur is ons aangeneem as seuns van die Allerhoogste. Maar ons het werklik ook 'n vader-kind verhouding met God. 'n Verbondsverhouding waar ons afhanklik is van sy liefde en versorging. 'n Verbondsverhouding waarin ons afhanklik is van sy begeleiding en beskerming. En 'n verbondsverhouding waarbinne hy dit alles vir ons kan en wil gee. Een waarbinne hy ons na sy wysheid versorg en beskerm. Ons hoor dit in Psalm 103, vers 13 tot 14. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. So moet ons wat deel het aan Christus, aan ons hemelse Vader, dink. Dit is hy vir ons nou, 'n barmhartige Vader deur wie ons alles moet verwag wat ons nodig het om van te leef. Daartoe lei die Heilige Gees ons ook. Maar as ons kinders van God is, dan is ons dit nie maar net vir nou nie. Die feit dat God ons Vader is nie maar net tot ons voordeel vir die hier en die nou nie. Dit is vir ons tot ewige guns en tot ewige voordeel. Dit beklemtoon Paulus in vers 17 van ons skrifgedeelte wanneer hy sê, en as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Die logiese implikasie van ons kind wees is dat ons ook erfgename is.
Ons verwag van ons Vader 'n heerlike erfdeel. Hy het vir ons 'n testament opgestel wat vir ons heerliker is as wat ons ooit in hierdie eeu sal kan besef. Hy is immers ryker as enige aardse vader. Die aarde en sy volheid behoort aan die Here. Dit is syne om te gee vir wie hy wil. As ons dus hoor dat ons erfgename van God is, dan moet ons dit besef. Hy kan alles gee. Hy kan ons ryker maak as wat ons ooit kan droom. En hy wil ook. En hy sal ook. Ons hoor immers in ons skrifgedeelte dat ons mede-erfgename is van Christus. En dit beteken ons erf saam met hom. Ons het mos gesê, ons is deelgenote van Christus. Deur die werk van die Heilige Gees het ons werklik deel aan hom. Ons is kinders van God, omdat ons deel het aan die eniggebore seun van God. Maar nou is die implikasie daarvan dat ons ook saam met Christus erf. En dit is heerliker as wat woorde kan uitdruk. Ons hoor in Hebreërs 12 dat Jesus vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het. Jesus was nie onder 'n illusie oor hoe swaar die kruis sou wees nie. Hy het sy Vader geken. Hy het sy regverdige toorn oor die sonde geken. Christus het geweet hoe verskriklik dit sal wees. Die bloed wat hy gesweet het in aanloop tot sy kruisiging is daarvan 'n bewys. Maar hy was bereid om dit te doen ter wille van die vreugde wat vir hom voorgehou is, die erfdeel wat hom beloof is. En dit is van daardie vreugde, van daardie erfdeel wat ons mede-erfgename van Christus is. 'n Erfdeel waarvoor hy bereid was om God se toorn vir ons te dra. Kan jy jou indink hoe heerlik daardie erfenis dan moet wees? Vir Christus het dit swaarder geweg as die lyding aan die kruis. En daardie lyding kan ons nie eens indink nie. Die Vader het inderdaad vir Jesus niks teruggehou nie, maar vir hom as loon vir sy gehoorsaamheid alles gegee. Alle mag in die hemel en op die aarde, al die beloftes wat hy ooit gemaak het, hy het niks teruggehou nie. Weet jy, broer en suster, Christus het die testament van die Here bekragtig met sy bloed. Hy het dit verwerf deur die lyding van sy kruis heen. En hy het dit gedoen ter wille van ons, ter wille van ons saligheid. Hy het dit gedoen sodat ons dit nie hoef te doen nie, want ons sou nie kon nie. Ons hoef nie bang te wees dat die Vader sy aangesig in die ewigheid van ons af sal wegdraai nie, want die Vader van Christus het ons Vader geword. Hy het trouwens deur die verdienste van Christus self ons erfdeel geword. In hierdie vertroue kan ons rus. Ons kan daarin vrede vind. God sal ons verheerlik soos hy vir Christus verheerlik het. Maar ons kan dan net in hierdie vertroue rus as dit uit ons lyding blyk dat ons werklik deel het aan Christus. As ons die pynlike stryd teen die sonde in die gees stry. As ons die omstandighede met die gees se krag trotseer. Wie nie saam met Jesus ly nie, sal nie saam met hom erf nie. Ons weet mos, Jesus het gesê, sy navolgers neem hulle kruise op. Maar dan is dit nie om vir hulle sondes te betaal nie, dit is ook nie om die toorn van die Vader te deurworstel nie. Dit is ter wille daarvan dat ons deur ons Vader opgevoed kan word, gevorm kan word. Dit is ter wille daarvan dat ons hoe langer hoe meer sal word wat ons is, kinders van die Allerhoogste. Geliefde gemeente, hoe wonderlik dat God ons Vader geword het. Ons is kinders met 'n Vader wat ons met volkome wysheid kan en wil versorg. Ons is erfgename saam met Jesus, die koning van alle konings. Mag hierdie belofte ons bemoedig in ons heiligmaking. Mag dit ons versterk te midde van lyding. Ons is kinders van die Allerhoogste teen die hele wêreld
vry. Amen.